Is jy reg om vanmôre na die woord toe te gaan? En ons gaan, en natuurlik gaan ons nooit wegbeweeg van die oorspronklike gedagte, en dit is om terug te keer na die basiese dinge wat die tema vir die maand is nie. Maar wanneer ons op hierdie Moedersdag, hier's genoeg vrouens hier, hier's genoeg estrogen hier, en tog verbasend baie testosteron, om vir my te kan sê, okay, nee, ek soek 'n boodskap wat vir my gemaak is, vir die vrou wat hier sit, wat vir die vrou, wat vir die ma gemaak is, en ek gaan hom probeer deurvat, want ons as mans is ook gewillig om by vrouens te leer. Soos wat ek weet, vrouens gewillig is om by mans te leer. In die Here weet ek, kom ons vanmôre nou soos hierdie magtige weermag, en ons sê nie vir die een staan jy op sy, omdat ek jou op jou voorkoms graag wil oordeel nie. Nee, ons kom en ons weet, dat die Here in hierdie dag groot dinge, deur mans en vrouens, jonk en oud, kinders en almal wil doen, want hy's besig om 'n weermag op te rig. So ons keer terug na die basiese dinge. Hoekom? Omdat ons gesê het, dat dis die 5de maand, ons in Mei maand, en 5 beteken en is die verteenwoordiging van die getal van genade, en nie dat ons Joods is nie, maar ons hou dop die Joodse kalender, en ons weet dat ons tans in die jaar 5785 is, wat sê, ek begin en ek eindig my jaar met genade. Kom ons skree 'n bietjie genade. Iemand daar's het in hulle gedagte gesê, my genade. Nee, kom ons skree genade. Kom ons doen dit weer, kom ons in Afrikaans wat 103 dae oud is, skree genade. Halleluja. Ons jaar is van beide kante, is ons beskerm. So ons kom en dan sê ons keer terug na die basiese dinge, wat nie maak dat die woord nou eenvoudig gaan wees nie. Nee, ek keer net terug na die dinge wat ek weet belangrik is. In my sel donderdag aand, toe vra ek net so vir die manne, hoe hulle met hierdie woord assosieer. Want ons in die verskillende plekke waarvan uit, of waarin hulle werk, in hulle werksplek is daar sekere gedagtes wat by jou moet kom. Ek moet tog hierdie woord werk toe vat. Die woord werk vir hulle wat hom werk. Die woord werk vir hulle wat hom toepas. As die woord tot dusver toe nie vir jou gewerk het, vir u gewerk het nie, is dit omdat u onmoontlik nie toepas nie, dis hoorsê. Maar wanneer ek hom 'n kans gee die Here vanmôre 'n kans waar jy die woord gaan vat. Jy gaan sê, kom ek kyk of hierdie ding werk. En dan stel jy hom lank genoeg op die proef, en dan die grootste toets wat u en ek gaan hê, of wat u gaan hê, wanneer jy hierdie woord op die proef gaan stel, gaan dat jy nie moet bedrog spreek nie. Jy gaan nie teen jou eie, teen die lewe moet spreek nie. Jy gaan jou tong in toom moet hou, want jy gaan gou daar moontlik wil sê, maar hierdie ding werk nie vir my nie, hy werk vir ander, maar hy werk nie vir my nie, want die Here het mos blou oogkinders. Dan snaaks ons, nee, hou vol, volhard. Dis 'n stryd. Dis 'n wedloop. En daarom wanneer ons kom na basiese dinge, dan weet ons vanmôre dat ons keer terug na die dinge wat ons weet werk en wat alles in balans hou. En daar's 'n paar manne wat cricket voorstelle en dinge gepraat het en mense wat weer van werksplekke, van hoe jy net terugkeer na die basiese ding. Wie van die kan saam met my vanmôre stem dat ons kompliseer dinge baie? Ek sien ons raak al hoe eerliker soos ons ontdooi. Wie van u sal saam met my stem, ons maak dinge baie meer gekompliseerd as wat dit hoort. Halleluja. So kom ons en ons kry voorbeelde uit die woord van die Here, waarin, laat my toe, om 'n paar vrouens uit te lig. Omdat ons almal hier, veral ons mans, is mans genoeg om te kan hoor hoe vrouens die helde mag wees. Net om so 'n bietjie inligting vir u deur te gee. Baie keer is ons so geneig om te sê dat die wêreld is op sy ergste. Dit kan nie erger gaan as wat dit nou gaan nie.
Wie van u stem met my saam dat die wêreld is gebroken? Wie van u stem met my saam dat ons het die antwoord? Dat Jesus is die oplossing. Progressief het die wêreld tog eintlik beter geraak, want wanneer ons hierdie skrifte vandag lees van Exodus af, en ons gaan so bietjie aantoer tot Lukas en daar rond toe, het die wêreld progressief beter geraak. Is Jesus klaar om die wêreld te verlos? Nee, soos wat mense kom tot die waarheid, is hy daagliks besig nog om die wêreld te verlos, maar hy het 'n eenmalige oplossing gestuur, en dit was Christus wat sy arms wyd oop gegooi het en vir ons kom sterwe het. Nou het ons nodig om tot die lig en die waarheid en die lewe te kan kom, sodat die woord weer kan vlees aanneem in ons en onder ons woon waar ons gaan, en dat ander mense kan sien wat die oplossing is, dat die lig wat hulle teen hardloop of na toe hardloop, nie werklik die lig is nie, maar die lig is die lewe wat ons vind in Christus. So, wanneer hierdie skrifte kom en hierdie vrouens as groot helde opstaan, staan hulle op in tye waar vrouens se lewe, daai tyd, vrouens se lewe niks werd, geen waarde gehad het nie. Vrouens was nie eens in daai tyd waardig genoeg om die woord te mag lees nie. Wie van die weet, ons het 'n ver pad gekom. Want net mans mag in die geselskap gesit het waar die woord gelees kon word. Maar ons sien reg deur die woord hoe vrouens by 'n plek kom, hulle gaan terug na basiese dinge toe, hulle ken die hart van God, al was dit in die manier hoe hulle gehoor het hoe iemand anders die Here dien. En Exodus 1 vers 15. Dit kom daar en ek sien wanneer vrouens se name genoem word, wil ons geneig wees om te gaan na die name wat bekend is. Maar in Exodus 1 vers 15 sien ons daar die koning van Egipte, die Farao, het met die Hebreëse voetvroue. Die een se naam was Sifra en die ander Pua. Ek wil dadelik ewe skielik so klein bietjie, weet nie, is dit sushi, is dit ander se naam Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle die geboortestoel kyk, en as dit 'n seun is, maak hom dood, maar as dit 'n dogter is, laat haar lewe. Maar die voetvroue het God gevrees. Maar die voetvroue het God gevrees. Nou is dit nou iets wat net vrouens doen nie, en dis iets wat almal van ons nodig het om weer in daai plek in te kom waar ek God sal vrees. En onthou nou, hierdie vrees is nie soos wat hy daar buite bekend nou staan as bang wees nie. Nee, daar's 'n heilige vrees wat ek weet dat wat aan God geheilig is, bly syne, en daar's 'n eerbiedigheid wat ek weet dat as God in die vertrek is, en ek weet dat wanneer hy kom en hy beweeg, dan in sy grootheid gaan hy deurbreek, en daar is die oplossing vir my in die vrees wat ek vir die Here het. Het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. En toe laat die koning van Egipte, die Farao, die voetvroue roep, en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die voetvroue sê vir die Farao, nou ek weet nou nie of dit nou 'n gedeelte is wat al hoort nie, maar vrouens is maar net baie, dit is baie kreatief. Hulle met, ek sê nou nie met verskonings nie, want ek hou dop my gehoor is redelik gebalanseerd, en ek weet nie of al die mans my gaan uithelp nie. Die Hebreëse en sê daar so, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie. Want hulle is baie sterk. Voordat die voetvroue by hulle kom, het hulle al reeds gebaar. Maar God het aan die voetvroue weldadigheid bewys. En dit sê daar in ander woorde goedheid bewys. Die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die voetvroue God gevrees het, kom dit dan sê, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Jou gehoorsaamheid maak die weg verander. Jou gehoorsaamheid
in die tyd wanneer jy jou eie vrese konfronteer, wanneer jy sê, en ek sê nou nie, ons gaan rebels nodig het om op te tree nie, en as ons sou terugkeer na die basiese dinge op 'n Moedersdag, Sondag, dan vra ons onsself, wat is dit wat die Here my die instruksie van gegee het? Want baie kere dan wag ek vir die volgende ding, maar die instruksie van gister het ek nog nie uitgevoer nie. Wanneer jy so uitverkoop is om te sê, Here, ek weet nie hoe dit tans lyk nie, maar ek weet in my binne is dit wat van my gevra word, die instruksie wat my omgewing, die wêreld vir my gee. Nee, ek is hier om God te verheerlik. En hulle besluit om te sê, nee, ons gaan nie op 'n instruksie van die koning, daar's 'n hoër hand, daar's 'n groter koning, waar ek weet my lewe van uitgebore en vergebore is, dat ek nodig het om 'n familie en gesinne en generasies, wat jy doen aan die minste, doen ons aan hom, dat gesinne moet gered word. Hier sien ons twee sterk voetvroue, twee sterk vroue wat eintlik die vermoë het, en daarom kom ek en ek sê, en ek weet in hierdie area vir party mag dit moontlik sensitief wees, maar mag ons, en as ons vir 'n oomblik sou kyk, want hier is ons in Exodus, maar later as ons na Efesiërs toe gaan, Efesiërs 5, dan gaan ons 'n basiese instruksie kry van hoe ons as kerk van die Here Jesus Christus moet optree, sodat ons hierdie selfde ding kan doen en hierdie selfde gehoorsaamheid kan doen, want daar kry ons 'n instruksie hoe ons moet lyk as bruid van Christus, en ek weet, geen man in hierdie plek het enige uitdaging om vanmôre te hoor dat hy deel is van die bruid van Christus nie, want daar's geen vrou hier wat sê ek het 'n probleem om as seun van God gesien te kan word nie, kinders van die Here. En ek vra u moet tog nou nie vanmôre stryd vang met wat in die wêreld aangaan nie. Ons is die kerk van die Here. Hy kom terug vir 'n bruid. En ons as mans gaan ons nie self laat uitsluit nie. Hierdie is die geboorteplek. Hierdie is die plek van waar ons nie net sê goeie gedrag geboorte aangee nie, maar as dit nie reg is hier nie, gaan dit nie reg wees daar nie. Jakobus vroeg. Paar van ons het nog nie eers tyd gehad nie, ons maas lê nog, ons moet gou nog ontbyt gaan maak, ek het nog nie nat of droog oor my lippe gehad nie, ek kan nie nou so diep raak, basies, soos dit met die kerk gaan. Hier is van waar dit gebore word. So in ons gemeente het ons manne en vroue nodig wat kan sê, nee, ons gaan nie dat dit van buite af indring en inkom na binne toe nie. Nee, ons weet dat ons is hier om die verlorenes in te win. Ons is hier, ons gaan ons oog op die doel hou. Nee, ek gaan nie die seuns doodmaak nie. Nee, ek gaan nie dit doen wat tans as instruksie van die wêreld kom nie. Nee, ek is hier om veilig te hou. Voorbeeld van twee vroue, maar opdrag vir almal van ons. O, ek veilig, wanneer hulle inkom. Wanneer ek weet daar's 'n nuwe geboorte. Ons almal het die verantwoordelikheid om jong geboortes, ek praat van siele wat ingekom het, om hulle te dissiplineer. Want ons het die perfekte model Jesus. Ons het die perfekte model Jesus Christus, en dan sit hy ons onder mekaar, sit hy ons ook by mekaar as mentors, waar ons kan kom en sê, ek sien jy's nie tot die Here. In steede van om nou eers te gaan, want wat is die eerste ding wat 'n kind van die Here doen, of 'n persoon wat nie tot die Here kom, wat nou hulle hart aan die Here gee, wat is die eerste ding wat hulle wil gaan doen? Nou moet ons kerkklere kry. Want ons dink dat dit moet van buite af gebeur. Nee, die bedekking wat moet plaasvind is soos wat enige ma hier in hierdie plek aan haar kinders doen is, jy gaan moet begin toemaak, en daai toemaak beteken liefde gee. So dit gaan vir al die mans in die plek, al die vrouens in die plek, al die jonges, al die oues, almal van ons in die plek, is dat ons sal sien dat daar is 'n vyand daar buite, maar hier's 'n weermag wat weet dat die perfekte liefde van die Here die vrees na buite dryf. So ek raak gesond hier.
seker te vroeg om vanmôre te sê dat hoe ons korrupsie in ons regering hokslaan, is deurdat ons as kinders van die Here regloop. Weens die tyd gaan ons vinnig na, ek wou nog gegaan het na, hoekom kan ek nie? Handelinge. Ons het mos al gesien wat die Here alles in 'n 5 minute kan doen. Ons sien daarso in Handelinge 9 vers 36. En in Joppe was daar 'n sekere, en wanneer jy hom in die Afrikaans lees, jy lees hom amper mis, sê dit daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha, Dorcas. As dit vertaal word, beteken dit Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoses wat sy gedoen het, en die dae het sy siek geword en sterwe, het hulle het haar gewas en in die boorvertrek neergelê. En omdat Lydda naby Joppa was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle 2 manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle sal oorkom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, bring hulle hom in die boorvertrek, en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder en die boklere wat Dorcas alles gemaak het, en toe sy nog by hulle was. En Petrus het almal buitentoe gestuur, is maar 'n gewoonte van die dag gewees, en neergekniel en gebid, en hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit, en hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor aan hulle. Deur haar goeie werke. Laat ons nie ophou in die goeie werke nie. Ek weet nie wie van u se bure sal die pastore bel en sê, jong, hierdie buurman, hierdie buurvrou, sy het nou wel lank geloop met daai pink gown van haar, en sy kon darem 'n kinderstorie vertel, die straat was aan die brand gesteek, maar sy het nou tot sterwe gekom. Pastoor, asseblief, kom wek haar op. Is dit wat hulle sal vra? Of sal hulle so 'n dag of 2 wag, om net seker te maak? Nee, dat haar goeie werke en die manier wat sy besluit het om die Here te dien, en ek sê nie nou dat ons gaan ewe skielik nou sê daar's groot werk vir die Here en klein werkers vir die Here nie. Nee, sy het besluit dat sy met 'n naald gaan sy 'n gemeenskap aan mekaar werk. Sy gaan eenheid bewerkstellig. Kom, geseënd is hulle wat vrede maak. Ons kom en ons sien deur die hele bergpredikasie, sien dat ons praat van die basiese dinge. Sien ons hoe die Here sê dat julle het gehoor dat daar krag in die groot openbaringe is, maar ek sê vir julle, is die klein dingetjies wat belangrik is. Dan is dit vir my interessant dat as ons na Efesiërs toe gaan, en ons hardloop op 2. Wanneer ons na Efesiërs toe gaan, net voordat ons voor die kragtige skrifte kom in Efesiërs 6. Ons hou van die wapenrusting. Ons hou van die wapenrusting, en ek weet nou nie, glo iemand hier sal die woord vanmôre waardeer. Ons hou van die wapenrusting, maar as ons daar na Efesiërs 5 en ons kom en ons praat van vers 22 af, en ek weet dat wanneer jy hom net op die bord sou sien, sou hy vir jou op 'n plek vat wat ek glo jy vasklou in jou redding. Want hy kom praat hier en hy weet ons baie keer is ons sensitief, veral omdat ons die woord onderdanig misverstaan. Onthou vrouens wat hier is en getroude pare wat hier is, jy's aan mekaar gegee, hoekom? As gelyke om mekaar te kan help. Dit gaan nie onderdanig en nou sien ons die een is bo en die ander een is onder nie.
Maar net voordat ons die wapenrusting kry van hoe ons moet staande bly, kom ons op hierdie skrifte af wat duidelik is, wat sê, vrouens wees aan julle eie mans onderdanig, klem natuurlik, eie mans asseblief, moenie die pastore meer dien as wat u mans by die huis dien nie. Hierso word die tee mooi aangegee, maar jou man het 'n polsmoor ondervinding by die huis. As die kos in die bord ingeskiet, nee. Dis u verantwoordelikheid om hom by die huis gered te kry. Asseblief dames, ons kan nie hier pastoor deg jou hond. It's not what this church stands for. Dan kom hy en praat van die man wat die hoof van die huis is, soos Christus ook die hoof van die gemeente is, en hy die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. 'n Vrou wat hier sê net vir jou man, sê is okay baby. Want sê dit kan nou nie in Afrikaans sê nie, want hy is nie jou baba nie. Nee. Sê dan net, dis okay is nou deesdae 'n Afrikaanse woord. Is okay my liefling. Ek het nie 'n probleem met die woord nie. Want ek sien hier's mans en vrouens wat vir mekaar lief is. Sê daar, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Daarom belangrik, maas, moeders, vaders, mans, kinders, om saam te bid. Het kan wonderlik wees in die ander dinge wat ons weet wat dit is, hoe om 'n goeie ma te kan wees. Maar daar's tot koortjies geskryf wat vra, wat is 'n huis sonder 'n moeder? Dan as dit dan waar is, mag ek dan vra, kinders en mans wat hier is, waardeer jou ma. Ek het gedog ek gaan ten minste 3 meer amens kry. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek en rimpel en iets dergeliks, en kom daar so, maar dat dit heilig is sonder gebrek sou wees. En behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Hey, as 'n paar van ons wat in die gemeente is, as ons jou sien, dan is ons excited vir jou vrou. Want as ons sien hoe lief jy vir jou is, dan kan ons net dink hoe sy bederf word. Halleluja. Dis belangrik. En sien, al hierdie volg, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees, van sy bene, sy. Daarom is dit belangrik, as ons terugkeer na die basiese dinge, net voor wys net gou, mediaspan, wys net gou daar, Efesiërs 6. Gou sien, kom terug daar, hy kom dadelik daar, dan sit natuurlik kinders, net sodat die kinders ook weet, die woord was vir jou vanmôre, maar dan sien jy Efesiërs 5, wanneer hy kom daarna 10 toe, wapenrusting van God. So, ons wil baie van hierdie ander goed, wat ons sê, hierdie is die heilige dinge, wil ons verheilig, wil ons groot maak, maar is in hierdie dinge, die manier hoe ons mekaar dien. Wat ek vanmôre wil deurbring? Ek wil vanmôre vir u sê, u is nie alleen nie. Selfs u wat vanmôre hier sit en die dag wil jou laat herinner aan dit wat jy verloor het. Maar ek wil u herinner aan dit wat aan jou gegee is. Die dag wil moontlik jou herinner aan alles wat aan jou gedoen is. Ons is gou om te sê, die ene daar tekort gekom, daar tekort geskiet. Maar ek wil jou herinner aan wat vir jou gedoen is. Net omdat iemand moontlik nog kon vasgevang wees in seer vir 'n jong verlies. Christus het sy lewe gegee. Dit is wat vir jou gedoen was. Dit wat die gebrokenheid tot jou lewe
veroorsaak het. En dit wat aan die binnekant van jou gebeur het, toe dit wat aan die buitekant met jou gebeur het. Jy 'n geleentheid in 'n oomblik soos hierdie, om te kan sê, ek wil dit aan U gee. Ek gee dit vir hom. Here, genees my hart. Is manne, vroue hier, is nog 'n jong wond van 'n ma, moontlike kind, wat verlore is, maar hy, wat vir jou altyd sal lief wees, sy teenwoordigheid is hier, om jou hart te oorweldig, en te genees. Vanmôre is my gebed. Ek weet nie hoe dit in jou gesin was nie, maar in hierdie gesin, is jy vry om te neem en te eet. Nooit sal ek regtig, alhoewel mense daarna kyk, as Heilige Gees, of na die Heilige Gees verwys, na die vroulike attribute van die Here nie, nee. God in sy almag is groot genoeg, om selfs daai wond, wat jy gewoond was, deur 'n ma sou gesond maak, in sy almag genees. Hy. As jy vanmôre in hierdie plek is, en ek gaan nie vra dat jy na vore kom nie, maar terwyl ons net vir 'n oomblik aanbid, en jy is hier en jy sê, ek gaan deur iets wat groter as my eie ondervinding, my eie vermoë is. En ek wil hê my familie moet saam met my bid. Ek wil vra dat u sal opstaan vanoggend. As jy saam met my wil staan om te sê, Jaco, ek gaan deur iets groters as wat ek tans by myself kan dra. Weereens sê ek gaan nie dat u na vore kom nie. As dit vanmôre u is. Hier's families, jy gaan deur dinge groter as wat jou familie kan hanteer. Hierdie oggend is jou oggend. Mag dat die salwing van die Here wat hier is, daai juk breek, daai las verwyder. Waar jy God nog 'n kans, weer 'n kans gee. As mense wat staan reg oor hierdie plek. Waar jy net kan uitroep en sê, Here, U alleen weet. Here, U alleen kan. In die geheim wil hierdie ding ons onderdruk. Terughou, laat uitmis. Here, U alleen weet. En ek het vanmôre bonatuurlike ingryping nodig. Besigheidsmanne, daar's 'n dokument wat jy nou al dreig om te teken, maar daar's net iets, en daai iets is die Here wat vir jou sê, nog nie. Is besig om insolventie in jou gedagte laat rondhardloop. Maar die Here gaan vir jou deurbreek. Die Here gaan vir jou deurbreek. Vir 'n ma in hierdie plek wil ek sê, jou kind is nie te ver dat die Here se uitreik hom en haar bereik nie. Ek wil vrymoedigheid vat met geloof en vir iemand sê, vir jare was daar 2 stryd tussen ma en seun en dogter. Maar ek wil vanmiddag wil ek roep, daai oproep van rekonsiliasie. Dat hierdie die dag is dat julle nie nog 'n jaar sal ingaan
naby aan mekaar, maar verby mekaar loop in die straat nie. Gevra die res van ons staan, terwyl hulle wat alreeds stappe van geloof geneem het om te staan, ek vir hulle gaan bid. Here, ek bid nou in die naam van Jesus. Here, U het gesien gesinne wat staan, Here, hulle wat sê, Here, ons het U nodig. Bid ek dat die voorbeelde, Here, wat ons gewys het van hoe U kom en U gebruik ons weerloosheid, Here, ons gewilligheid. Gebruik U, Here, en U gee vir ons instruksies in hierdie tyd voor ons al die groot dinge vir U wil doen. Dis hierdie basiese dinge doen. Bonatuurlike hulp sak op mense toe nou, verrys in mense se harte, hoop, heerlikheid en oorwinning, nou reg nou. Ek dank U, Here, dat die salwing breek deur nou, in Jesus naam, Here, in 'n manier, soos wat hulle dit nodig het, Here, dat harte van kinders en ouers draai na mekaar toe, Here, hierdie is die tyd, Here, waarin ons lewe, Here, ons weet, Here, dat hierdie die tyd is, Here, waar rekonsiliasie plaasvind. Vergifnis beginne vloei. Ons loof U. Jesus, ons loof U. Here, ons loof U. Ons loof U, ons loof U. Terwyl ons hieraan bid, is 'n hart besig om te smelt. O, waar verskoning om in haar uitgehou het. Sy hart besig om te smelt, vergifnis besig om 'n huis te besoek. Jesus, Jesus, Jesus. Here, ons loof U. We worship You, Jesus. Dankie vir U teenwoordigheid hier, Here. Ons dankie vir U teenwoordigheid hier. Trane loop. Dankie vir U teenwoordigheid hier. Ons loof U. Ons loof U. Sou ek kon vra voordat ons hierdie diens afsluit, dat ons moeders almal hier voorkom staan en soos wat die Bybel ook sê, as jou eie man hier by jou is, gaan ek vra dat daardie man agter jou kom staan. Al ons ma's kom staan hier voor. As jou man hier is, as kan maar hierdie kant toe kyk. You can face the stage. We're just gonna have a worship opportunity. As jou man hier is, laat hy agter jou staan. Ek weet die ou gesegdes, agter elke man, nee man, hier is nou. Sit net jou hande op jou vrou se skouers en ons steek ons hande uit, soos wat mense nog na vore kom. En miskien is jou man nou nie vanmôre hier nie, maar staan net naby genoeg aan 'n ander vrou langs jou, sodat jy net die nabyheid kan voel. Sê maar wat ek nou nie gaan doen nie, is ek gaan nou nie van die enkel manne wat hier is, of ander getroude manne vra, om agter jou toe kom staan nie. Voel net die nabyheid. Voel net die nabyheid. Dames, kom ons sing en let's just worship, kom ons aanbid net.
Oor die naam van Jesus. Ervaar net sy liefde. Van elke keer wat jy oorgesien is. Die eie vermisting wat in jou hart is. Hierdie is spesifieke spesiale bediening net tot jou nou. Vrou van die Here. Moeder van nasies. En hy maak. Hy maak my vry. Oor die naam van Jesus. Sterk genoeg vir jou. Hy is jy sterk toerig. Van al my sonde. En hy maak. Kom ons sing het so laaste maal. Hey. Hy is sterk toerig. Ons gryp hom vanmôre aan. Jesus. Hy verlos. Hy verlos my. Hy maak my. Ons gaan net so staan, ek gaan vir Dawood vra om vir ons af te sluit. Staan net so en hou aan so te bedien vir nog so 'n oomblik. Vader, Here, U is groot en U is almagtig. Here, ons kom vanmôre voor U troon van genade, Here, om vir U baie dankie te sê, Here. Here, U sê in U woord, Here, my Vader, my God, die moeder, my Vader, het U weggelê, my Vader. En dit sê, my Vader, waar U vertoef, sal ek vertoef. En vanmôre kom ek voor die troon van genade, Here, om vir U ons dankie te sê, my Vader, vir 'n wonderlike diens. Here, U Gees, my Vader, is altyd met ons. Kom seën ons nou, my Vader, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.